Goeiemôre gemeente. Baie welkom hierso vanoggend by ons erediens. Dit is so in Pinkstertyd, ons het Hemelvaart gehad en ons is hier vanoggend en ons begin vanaand in ons reeks oor briewe en ons gaan net 'n bietjie daarvan vertel. Maar voor ons begin net vir al die moeders vanoggend sê baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. Ek het klaar my ma vanoggend al gebel daarom so ek is okay vir vandag en so en my vrou en my kinders is daar na hulle ouma toe. Sy bly op Hermanus, sy is nou al 95 en hulle is nou soontoe die hele klomp girls, as ek dit nou so wil sê sommer, en hulle het gaan kuier vandag. Ja, so mag jy ook bederf word vandag, waar jy is. Ek hoop jy het lekker by die deur 'n kaartjie gekry en so 'n koekie en vir later vir die tee en so, mag julle dit ook geniet. Voor ons begin, vir almal daarso by Christmas, baie welkom ook vanoggend en ook die wat op Facebook kyk. Ek wil net sommer 'n goue aankondigingkie maak vir die wat nou daarso op kyk op Facebook en so. Dis op die groep. Ons gaan so stadig gaan oorgaan na 'n Facebook blad toe. So kyk maar net daarso, maak seker dat jy die regte blad volg en so aan al die skakels is daarop. So druk maar net like. My maat my vanoggend ook al klaar gevra. Nou wat moet ek doen? Moet ek nou like druk of moet ek dit volg of so sê ek, maar kyk maar net wat jy kan. Druk net 'n knoppie. Dit is ook gevaarlik om dit te sê deesdae. So 'n bietjie net as jy wonder, jy het ingekom en daar hang sulke konversies daar oor die banke. Dit raak nou maar winter en dit gaan bietjie koeler raak. Hier so 20 van hulle wat hier so rondhang. Jy is welkom dit te gebruik as jy koud kry, hoor. Om daar af te haal en oor jou knie te gooi en so vir al die wat daar in die trek sit, daar of agter, en so gebruik dit en sit hom net weer terug en as jy of los hom net op jou stoel, ons sal hulle gereeld was, moenie bekommerd wees nie. Maar dit bly hier so in die kerk, hoor. Gaan nie huis toe nie. Dis eintlik maar al wat ek wil sê. Dis nou, ek het gesê ek wil nie voor die diens aankondigings doen nie, maar ek voel dit soos aankondigings vanoggend. Kom ons raak rustig. En ons vra die Here so verleiding vir hierdie oggend. Ja, Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente, die Here groet U genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons sing lekker saam, so as gelowiges. En ons begin die Here loof en prys met die eerste lied wat daar so sit, net soos hier daar sit, gaan ons vra, Here, maak ons nou stil, Heer, ons wil na U luister. Vlamlied nommer 87. Dan gaan ons lekker aan met ons lofsang vanoggend, lied 428. Daarvoor gaan ons staan, die volgende liedere. So kom ons staan op, loof Christus, roem sy wonderdade, dit wat hy vir elkeen van ons ook kom doen het.
bly ons staan vir die volgende ene. O Heer my God, lied 464. Donderdag het ons Hemelvaart gevier. En ons lees, ons het dit nou net gesing, daar in lied 428, sê ons, hy het na die Vader opgevaar, en maak daar vir ons 'n woonplek klaar, dat ons ook deur hom op kan staan, en dankbaar na die Vader gaan. En ons het daarso die volgende verse ook gesing, want hy is ons voorspraak by die Vader, hy tree vir ons vrymoedig nader. Hoor die woord daar, so vrymoedig. Hoe groot ons sondeskuld ook is, volkome word dit uitgewis. Ons kom so kerk toe en as ons hier is, dan kry ons 'n geleentheid om net begin dink oor die week wat verby was. En reflekteer 'n bietjie daarop. En dalk sit jy vanoggend hier en wonder jy oor 'n ding wat gebeur het. Nie weet dit was ook nie reg nie. En waar dalk verder, 'n ding wat jy saamdra al vir jare, dalk jy so sit by jou. En sê die Here vir jou, jy kan dit vir my bring, ek gaan dit vrymoedig na my Vader toe vat. Jou sonde vergewe. Dan staan daar in die laaste 2 reëls van wat ons gesing het, wie soek sal vind, wie klop in hoop, vind so die poort na God toe oop. In Johannes 1 vers 9 gesê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek wil vra, kom ons raak vir 'n oomblik stil en vra so die Here ook, om ons ook hierin tegemoet te kom. Hemelvader, ek kom vanoggend en elkeen van ons kom en ons kom lê dit wat tussen ons en U staan.
hier aan die voete neer en sê, vir U jammer daar waar ons oortree het, daar waar ons nie in liefde opgetree het nie. Ons kom bring dit na U. Vergewe ons daar waar ons dalk 'n verkeerde ding gesê het, daar waar ons kwaad was dalk. Daar waar ons nie hoop geleef het nie. O Heilige Gees, wil U ons lei elke dag van ons lewe. Wil U by ons wees en ons so help en waarsku waar ons nie moet gaan nie. Wat ons nie moet sê nie. Maar help ons om liefde te leef, liefde te sê, liefde uit te deel, daar waar ons gaan. Dankie vir U liefde vir ons. Ook vandag. Daarom vra ons, Here, maak dit ook nou in ons stil. So waar ons net nou gaan lees, dat ons U woord, uit U woord lees, dat ons ietsie daar kan saamvat vandag. Met ons pad vorentoe. Amen. Ons gaan dan nou saam sing die volgende lied 442, net soos jy daar sit, so ter voorbereiding voor ons sy woord lees. Ons gaan volgens saam lees, daar so uit Genesis uit Genesis 8, dis sommer vroeg daar so in die Bybel, Genesis 8 in my Bybel, bladsy 11. Genesis 8, daar so bladsy 11. Ons gaan daar vanaf die eerste vers lees. Vanaf vers 1 af. Nou, ons tema hierdie week vir Pinkster gaan oor briewe en briefskryf. Nou dis dalk iets wat u baie lanklaas gedoen het. En ek weet nie van hier is nie jong mense regtig hierso nie, maar julle ken daarom nog hierdie briewe wat so uitgekom het. En dan hierdie is nou jy kry nie meer seels nie, né? Julle weet dit. Jy koop nou mos nie jou briefie klaar met alles op. As jy nog 'n koevert koop, deesdae, maar hierdie is nog het nog seels op. Hierdie was nog van daai eerste uitgawe seels wat jy so gekry het, en dan stuur ons so briewe aan mekaar, en dit was altyd lekker geweest, die afwagting van 'n briefie wat jy geskryf het. Ek het ook maar briewe geskryf toe ek daar in die weermag was, want dis al wanneer jy male van hulle gehoor het sê jy kom, en dan hoop jy nou maar die brief kom voor jy daar kom, vir jou naweek pas en so. En ook, ek kan net dink hoe dit moes gewees het, as jy nou 'n brief moes skryf, en jy wag jou 2 maande, 3 maande,
of 'n paar weke vir jou brief om uit te kom. En dan maak jy hom oop, en ek weet in die weermag, jy het maar net vir jou meisie gevra, of so, moet asseblief net nie parfuum spuit op jou briefie nie, want dan gaan jy push-ups doen, as dit by jou uitkom. En so, maar dit het altyd lekker geruik, en as 'n reuk so aan. Selfs op skool het jy ek weet die Afrikaanse klas, het jy geleer om 'n brief te skryf. Jy moes al bo in die hoekie die jou adres skryf, en dan kan ek nie onthou of jy nou reël moes ooplaat of nie, voor jy skryf, beste vriend, of wat jy ook al skryf, en dan onder die groete, en daar was reëls gewees. So, die briewe wat mense ontvang, het ook verskil. Partykeer is dit 'n brief van vergifnis. Dit is die gewoonlik wat jy vir jou ma en pa skryf in die aand, en onder 'n kopkussing wegsteek, want jy weet, hulle gaan jy nie wakker maak as jy slaap nie, en nou het hulle die boodskap gekry dat jy het iets verkeerd gedoen, en so aan. En dan is waarskuwingsbriewe, en dan is daar opbreekbriewe, seker ook, en al sulke dinge. Briewe was lekker geweest om te ontvang, en so in die woord is daar ook vele briewe vir ons geskryf. Die briewe van Paulus en Johannes en vele meer. En dit was 2000 jaar later, amper 2000 jaar, was steeds vir ons vandag, né? Ongelooflik om daaraan te dink, die briewe vir ons. En so gaan ons vandag ook dan nou van briewe leer. Seker maar die eerste brief wat geskryf is op 'n manier, kan mens dit 'n brief noem, kom hierso voor, en ons lees hierso meer van 'n, as ek kan nou sê, die duif was 'n posduif was te ware gewees, want die duif het ook nuus gebring, daarso vir Noag, die storie waarvan ons gaan lees vandag. Kom ons gaan lees daar van vers 1 af, uit hierdie storie van 'n briefie, as ek kan sê die olyfblaar van hoop, wat daarso vir hulle was. God het aan Noag gedink, ook aan al die wilde en die makdiere wat saam met hom in die ark was. En toe het God 'n wind oor die aarde laat waai, en die waters het tot rus gekom. Die fonteine van die oerwater en die vensters van die hemel is gesluit, en die stortreën uit die hemel is teruggehou. Die water het geleidelik van die aarde af teruggevloei. Die water het na verloop van 150 dae minder geword. In die 7de maand, op die 17de dag van die maand, het die ark op die Araratberge tot rus gekom. Die water het geleidelik minder geword, tot in die 10de maand. In die 10de maand, op die eerste dag van die maand, het die toppe van die berge sigbaar geword. Na verloop van 40 dae het Noag die ark se luik wat hy gemaak het, oopgemaak, en 'n kraai losgelaat, maar die het heen en weer bly vlieg, totdat die water van die aarde af weggedroog het. Toe het Noag 'n duif, wat by hom was, losgelaat om te sien of die water oor die aardbodem verminder het. Die duif kon nêrens 'n rusplek vir sy pote kry nie, en het na hom teruggekeer in die ark. Daar was immers nog water oor die hele oppervlakte van die aarde. Hy het sy hand uitgesteek en die duif gevang en by hom in die ark ingeneem. Hy het daarna nog 7 dae gewag en weer die duif uit die ark losgelaat. Die duif het teen laatmiddag na hom teruggekeer, en kyk, daar was 'n olyfblaar in sy bek. Noag het toe geweet dat die water oor die aarde verminder het, en hy het nog 7 dae gewag en die duif losgelaat, maar die duif het nie weer na hom teruggekeer nie. Ons lees tot sover. Noag, al wat hy kon sien, is water. Die son is daardie aand nog so stadig besig om te sak, halfpad oor die see, half steek nog uit. Die wolke word nog weerkaats aan, maar oral waar hy kyk, noordwaarts, oostwaarts, suidwes, is net water. Hy kan nie onthou wanneer hy iets meer as net water gesien het nie. Hy en sy seuns het pas hierdie laaste seekoei ingejaag daar op die loopplank in die ark in, en voor hulle nog die deure kon toemaak, het dit al begin reën. En daar lank het dit gereën en aangehou reën.
Hulle wonder by homself, hoe lank gaan dit nog aanhou? Dit het 40 dae lank gereën. Hulle het maande lank gedryf. Hulle het maande lank dieselfde kos geëet. Maande lank dieselfde reuke gehad. Na mekaar gekyk. Hulle het nie meer geweet wat om vir mekaar te sê nie. Uiteindelik het die boot 'n ruk gegee. En die geskommel daar op die see het opgehou. Mevrou Noag het so na meneer Noag gekyk. En Noag het die lyke stampie gegee en uit sy kop gaan uitsteek daarbo. Die ruk van die ark beteken dat hulle moes hom op grond wees. En so roep mevrou Noag na hom en vra vir Noag, wat sien jy? Water, sê hy. En hy het 'n kraai uitgestuur, en ons lees toe nou, die kraai het nie teruggekom nie. En toe het hy 'n duif uitgestuur. Maar die het bewend teruggekom, het nêrens 'n plekkie gekry het om op te gaan sit nie. En so die volgende dag, toe in die oggendson hulle byna verblind het, toe hy lyk weer oopmaak, vat hy weer daai duif, en terwyl die duif so dalk op sy borsie soen, voor hom laat gaan, en voel hy hierdie onstuimige hart wat klop. En ek dink as Noag daai selfe hand op sy bors kon sit, hy voel dat sy hart net so onstuimig klop. En met 'n gebed in die hart, dat los hy daar so die duif. En die duif gaan. Tot dit net so 'n spikkeltjie daar in die verte was. Hy het die hele dag gewag, tot die duif moes terugkeer. Sy kinders wou gehad het, hy moet onder saam met hulle iets kom doen, maar hy was bietjie benoud. Hy was bang gewees. Hy verkies om daar by die uitkykpunt te bly. Hy het niks gesien terugkom nie. Nie met middagete nie laatmiddag nie. En hy sien weer, soos die vorige aand, die son so half oor die water uitskyn. Oral waar hy kyk is water, noord, oos, suid, wes. Dis net water. Ken jy die gevoel wat Noag gehad het? Waar hy gestaan het. Het jy al gestaan waar hy gestaan het? Het jy al so oorstromings of vloede in jou lewe ervaar? Die vloed van verdriet by die kerkhof. Die stres op kantoor. Dalk 'n woede weens jou eie fisiese gestremdheid wat daar is. Of die onvermoë van jou huweliksmaat. Jy het so stadig aan die vloedwater sien styg, maar kon niks aan doen nie. En gesien hoe die son onder so met die hoop ondergaan. En dalk was jy ook al so op Noag se ark gewees. En net die nodig gehad wat Noag nodig gehad het. Net 'n sprankie hoop. Hoop het nie altyd die onmiddellike oplossing nie, op belofte daarvan nie, maar eerder die moontlikheid van dalk 'n uiteindelike oplossing. En soms het ons net 'n bietjie hoop nodig. Dis wat Noag nodig gehad het. En dis wat hy ontvang het. Jou matroos kyk so na die son, weer daardie aand, waar die son weer halfpad bo die water is, en halfpad onder die water. En al wat hy sien is water. En sy vrou roem hom na onder toe, want dit raak nou aand, en dit raak donker. En net soos hy die luik wou toemaak, hoor hy daar so die gekoer van 'n duif. Op die ark. En die Bybel skryf dit soos volg, in vers 11. Teen die aand het 'n duif na hom toe teruggekom, nogal met 'n vars geplukte olyfblaar. Hierdie is 'n olyfboompie. Met so 'n blaartjie of miskien so 'n takkie, kom hy daarso in sy mond. Olyfblaar. Noag sou bly gewees het as hy die duif terugkom, en nou kom hy nog met 'n olyfblaartjie op terug. Hierdie blaar was meer as net loof gewees. Hierdie blaar was 'n belofte. Is dit nie wat hoop is nie? Hoop is 'n olyfblaar. Bewys van droë grond na die oorstroming.
Die bewys aan die dromer dat die droom dalk die risiko werd is. Dis ons nie lief vir hierdie olyfblare in ons lewens nie. Daardie woorde wat ons kry dalk van 'n dokter wat sê dit lyk asof die kanker afneem. Of iemand wat kom en sê ek kan jou met daardie finansies help. Of net iemand wat jou op jou skouer sit en sê ons gaan ook hierdeur kom. Iemand wat vir jou kom sê alles gaan oukei wees. En is ons nie ook lief vir daardie duiwe wat dit vir ons bring nie. Wanneer 'n pa sy seun ondersteun, daarso met sy eerste gebroke hartepisode op skool. En dalk vertel van toe hy jonk was. Of die vrou wat al hoeveel jaar getroud is en agterkom hier's iemand wat nog jonk in die huwelik is en wat swaar kry en haar net bystaan. Haar dalk 'n bietjie raad gee. Ons hou van olyfblare en ons hou van hulle wat olyfblare gee. Miskien is dit waarom so baie mense vir Jesus liefgehad het. Ek dink daarso in die geleentheid, daarso waar hy by die vrou staan wat uit die bed van promiskuïteit geruk is. Sy is nog so half deur mekaar, dronk na die klopjag, haar deur is oopgestamp, haar bed goed afgeruk en ons lees aan Johannes 8 daarvan. En hierdie broederskap wat inkom teen onsedelikheid. En hulle kom en hulle wil haar stenig. En dan kom Jesus en hy sê, praat daar so tussen die mense, en hy sê, laat een van julle wat 'n skoon gewete het, haar eerste 'n klip na haar gooi. En dit was stil. En een vir een het hulle verdwyn, en een vir een is die klippe laat val. Die hemelse duif bied vir haar 'n blaar aan. En dan lees ons daar van vers 10 en 11 in Johannes 8. Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou uitgespreek nie? Nie een nie, Here, sê sy. En toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Dink aan nog 'n voorbeeld, dink aan Martha, wat sy broer dood is. En Jesus wat dan kom sê, dis te laat, hy is lankal al dood. Hy is in die graf. Martha maak haar hart oop, soos Noag ook haar lyk oopgemaak het. En so kom Jesus soos 'n duif en hy bring hy blaartjie ook vir haar. Sy vir haar sê, daar in Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? En sy sê vir hom, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Hy bring so blare vir hulle, en soos hy blare vir hulle bring, kom hy ook na jou en my, en bring hy ons ook vir ons blare. Genade, lewe, vergifnis van sonde, bring hy vir ons. Dit is wat hoop is. Sal ons nie maar sy hoop ontvang nie. Dit neem nie. Omdat jy dit nodig het. Omdat jy dit kan deel. Want dit is wat mens met hoop doen. Jy deel dit uit. Noag het nie daar gekom en die blare daar afgegaan en in sy sak gesit en nie vir sy vrou of die ander 7 in die ark gaan vertel daarvan nie. Ek dink hy het dit in 'n plakboek toegeplak en mooi gebeure vir eendag vir herinnering nie. Nee, natuurlik nie. Hy het afgegaan en gewys. Kyk hierso, kyk wat het die duif gebring. Kyk hierdie boodskap wat ons ontvang het, hierdie brief wat ons ontvang het. Daar is hoop, daar's land. Hy was opgewonde daaroor. Hy het beslis hoera geroep, want dit is wat hoop doen. Jy stuur dit om. Jy gaan deel dit uit vir ander. Vertel vir ander daarvan. Jy druk dit in jou sak nie. Jy gee dit vir hulle vir wie jy die liefste het. Want die liefde hoop altyd. Die liefde bedek alles, glo alles,
hoop alles, verdra alles. Die liefde hoop op jou. Jou wat hier so sit vandag. Dit is wat liefde doen. Hy hou 'n lyfblaar uit. En hy sê, geliefde sê vir die ander, ek hoop op jou. Die liefde is net so vinnig om te sê, ek het ook hoop vir jou. Daai woorde, jy het 'n vloed oorleef. Deur God se genade het jou pad tot op droë grond gevind. En jy weet hoe dit voel om te sien hoe die watervlak daal. Jy kan dit nie vir jouself hou nie. Jy moet dit gaan deel. Jy moet gaan vertel. Is daar nie iemand anders by wie jy kan uitkom om te gaan sê, hier is ons vir jou hoop nie. En nou wonder mens, waar doen 'n mens dit? Ons almal was daar. Daar in jou jong jare, in jou tienerjare, en julle almal het kleinkinders of agterkleinkinders. En onthou daardie jare, wat was die woorde? Die hormone en roksome jare. Wat jy moet gaan, en dan gaan hy daardeur, en weet nie lekker om te maak nie, maar jy was daar. Jy kan raad gee, jy kan hoop gee. Jy kan hoop gee vir 'n jong paartjie, wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan. Het was nie maklik nie, maar jy het oorleef. Dalk het jy daardie siekte, en dalk het jy kanker oorleef. En iemand in die kankersaal het jou woorde van hoop nodig. Om te sê, jy kan weer glimlag. Jy kan weer glimlag. Ons elkeen wat hier so is, het 'n geleentheid. 'n Verpligting om hoop te gee aan hulle wat daar so in die ark is en wat net water sien. Dink aan Paulus se waarskuwing ook vir ons, waar se staan in 2 Korintiërs 3 vers 1. En ek lees daar so van vers 3 af. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid uitkoms gee. En elke moeilikheid help hy ons. Daarom kan ons ook weer ander help, wat in allerhande moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde liefde waarmee God ons bemoedig. Korintiërs 1 vers 3 tot 4. Weet jy nie wat om te sê nie? Maak jou Bybel oop. Die Bybel is vol olyfblare wat ons kan gaan uitdeel. Die Bybel is vol briewe wat ons kan aanstuur vir ander, wat vir ons nog vandag geldig is, wat vir ons nog vandag hoop gee as ons hierdie briewe gaan lees. Briewe van Paulus en Johannes en al die ander. Het jy 'n Bybel, en dan kan jy vir die wat hartseer is, die woorde van Hebreërs 13 vers 5 gee, waar daar staan, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Vir die met skuldgevoelens, Romeine 8 vers 1 gaan gee, en sê, daar is nou dus geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir aan die werklose, kan jy sê Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles te goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Vir die wat voel dat daar geen genade vir hulle is nie, dan lees ons Johannes 3 vers 16, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jou Bybel is 'n mandjie vol van hierdie blare, wat jy kan gaan uitdeel. Gaan deel dit. Gaan stuur hierdie briewe wat hier is aan ander wat dit nodig het. Gaan deel dit uit, pos dit vir hulle, as te ware. Noag het geweet dat die water op die aarde opdroog. En hy het met vrae daarteen hy leer opgeklim daai aand, maar hy het met hoop en vertroue daar so afgeklim. Een blaar maak 'n geweldige verskil. En so wil ek afsluit met die versie daarso, wat ons tema ook is vir die Pinksterreeks, waar daar staan in 2 Korintiërs 3 vers 3, julle, praat met ons, julle is 'n duidelike brief van Christus, wat deur ons diens opgestel is, geskryf, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van mense harte. Gaan leef jy soos hoop, sodat ons dit kan gaan uitdeel.
Dat mense dit kan sien. Dis op jou geskryf. Wees jy as 'n ware lewende brief daar buite vir ander wat hoop gaan uitdeel. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, soms as ons so rondkyk in ons eie lewens, kom ons op plekke wat ons voel, ons sien net water. En daar's nie hoop nie. Die finansies lyk erg. Die resultate van die mediese, van die dokters is net te erg vir mens. Mens weet nie hoe jy hier gaan uitkom nie. Vriende wat afsterf, wat mens laat wonder en mens benoud maak. Ja, Here, ons wil bid, toe vir elkeen wat voel dat hy hoop nodig het, dat U, Heilige Gees, in hierdie tyd, en so na elke van ons sal kom, en ons sal troos, sal hoop gee, soos U hoop gebring het, Jesus Christus, daarna ander, vir ons sal bring. Gebruik ons ook om hoop aan ander te gee, Here. Nou soveel dinge wat mens benoud maak, ons dink ook aan die verkiesing wat voorlê. Ons bid, Here, dat U ook daar sal vrede sal bring en dat U ook daar vir ons hoop sal gee. Ons bid so ook vir almal wat voel dat dinge nie lekker is nie. Die rustigheid en 'n vrede ook vir hulle sal bring. En o Heilige Gees, gebruik ons tot U diens. Ons bid dit om U naam se wil. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir die offergawes en dan gaan ons afsluit.
geval dat hy elke bydra, elke beleidsbaar kennis vervolgens ons gegee het. Jy wil ook wees nie altyd met dit van gebruik soos dit iets en wil. Sien elke bydra in Jesus naam in. Amen. Voor ek by die verjaarsdag dinge uitkom, voor ek vergeet, wil ek net so 'n paar goed uitlig. Natuurlik die Pinkster vir die week, jy sien as lekker etes, bring 'n geldjie vir na die tyd, dan kan jy vir ietsie kom koop om huis toe te neem, of sommer saam hierso te eet, en so. Daar so 'n briefie wat daar saam met by die, in die begin, daar so in die ingangsportale gelê het, oor die week se program. Ons gaan so deur die week kyk na die verskillende briewe, Paulus se 4 tronkbriewe, spesifiek. En dan begin ons vanaand met die brief van Filemon, wat 'n vergifnisbrief was. Maandag aand 'n dankie sê brief, en dan 'n waarskuwingsbrief van die Kolossense, dinsdag aand, en woensdag aand 'n aanmoedigingsbrief. En donderdag aand sluit ons so lekker saam met dit af. So kom gerus 18:30, 6:30 vanaand, en dan kom doen ons so saam hierdie week, hierdie Pinkster. Ek sien baie uit ook daarna. Dan ook net so, ons het hierdie tafel, dis gewoonlik met Pinkstertyd, wat hier so staan in die hoek, is eintlik maar net 'n blad wat hier so lê. Ons winterhoopprojek is om komberse te bring, daarso wat ons dan aan straatwerk sal gee. Dit is ons kombersinsameling, bring asseblief, as dit 'n ou ene is, want dalk kan jy eers heen gaan en 'n enetjie gaan koop, nou kom sit ons dit hier so neer, so deur die week, deel van ons uitreikprojekte. En volgende week het ons nagmaal, en na die tyd nooi ons weer almal uit om saam te kom kuier, na die diens, bring ietsie saam, te kan eet, ons braai lekker vleis daarso, bring vir jou, daarso, hierso sal koffie en tee wees en dinge, en as jy iets anders wil saambring, om saam met jou kos te geniet, is jy ook welkom, en dan sit ons die tafels hier buite, ek hoop die weer lyk daarom lekker so ver, en dan kan ons lekker saam, as gemeente sommer net 'n ete hou, en as jy dalk bekommerd is, jy dalk 'n choppie of so daarso, maar jy wonder wie dit vir jou gaan braai, hier's baie gewillige oomies, en ek braai ook, ons sal julle vleisie hierso braai op die rooster, en dan kan julle dit saamvat weer, as julle wil. Daar staan iets wat ook vir jou sal braai, voor ek wil nou nie in die moeilikheid kom vandag. Ek wil gehoor, weet hierdie, wie die jaar wat kom, die week wat kom, wie verjaar in die week wat kom? Steek gou hand op asseblief. Ek wil sommer hoor gou, of iemand wat vir ons haasel sal gaan uitdeel, ons het 'n verjaarsdag agter, baie geluk met die verjaarsdag, ek kan nie tot daar gooi nie, Skalk, sal jy sommer vir ons vat? Steek net geweer op, daar is hy. Daar met die blou, baie geluk met die verjaarsdag en 'n geseënde jaar vorentoe. Kom ons kyk gou na die huwelike. Wie herdenk hulle huwelik in die week wat kom? Nie hierdie week nie. Maar as hulle in 'n week kom, onthou dan die jonges wat nou hierso sit. Gaan kyk nou wie 50 jaar of so gehou en dan gevra julle raad daarso as julle dalk sukkel met ietsie. Daar's 'n rede hoekom mense so lank by mekaar kan wees. Ons gaan afsluit. Ek dink ek het alles gedoen wat ek wou doen vanoggend. Ek dink ek het iets vergeet nie. Ek wou nog 'n vasvraag hou oor Noag. Wat was sy 3 seuns se naam? Kom ek hou dit gou, dan het ek nou als afgeteken. Wat sy 3 seuns se naam? Sem, Ham en Jafet. Daar sê ek wil amper nou hierso 'n sweet gee, maar dit gaan nou nie werk nie. Ek hoor ons sweet raak vinnig op. En dan die ander ene wat ek ook watter hout is die ark gebou? Goferhout. Ja. Mense is goed hierso. Ek het nou nie, wat was sy vrou se naam? Ek kan nie hoor nie. Mevrou Noag. Daar sê ek wou net sê, maar ek weet nie wat haar naam is. Dit staan daar en sê, hoe weet julle dit? Mevrou Noag, daar sê hy. Baie dankie. Kom ons sluit lekker af. Julle sing so lekker hierso. Lied 478. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. En hy het aan ons te vertrou om hierdie boodskap te gaan uitleef. Boodskap van hoop. Kom ons staan en ons sing ons lekker saam.
Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.